Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Die Israeliete was ten minste 400 jaar slawe in Egipte. Vir 400 jaar was hulle misbruik, verneder en gediskrimineer. Tog het God 'n plan gehad om hulle uit Egipte te lei en hulle te verlos. En hy het. Maar elke keer as dinge moeilik geraak het op hul reis na die beloofde land, het die Israeliete gekla. En gekla, en gekla. Hulle het selfs begin wonder, hoekom hulle nie maar eerder net in Egipte gebly het nie. Omdat Egipte iets was wat vir hulle bekend was. Op 'n stadium het hulle gekla dat hulle moeg is vir manna en eerder vleis wil hê. Toe begin hulle terugverlang na die manier waarop hulle in Egipte geëet het. Numeri 11 vers 5 sê, ons dink aan die visse wat ons in Egipte verniet kon eet, aan die komkommers en die waterlemoene en die prei en die eie en die knoffel. Verniet, maar hulle was dan slawe. Is dit nie vreemd hoe mense dit soms doen nie? God help iemand om uit daardie ongesonde verhouding of ongesonde omstandighede te kom. Maar dan begin dinge moeilik raak. En wanneer dinge begin moeilik raak, gebeur dit dan soms dat daardie persoon terugverlang na sy ou lewenswyse. Al was dit ellendig. God gee die uitweg en hy verlos ons van die dinge in ons lewens wat vernietigend is vir ons. Maar dit beteken beslis nie dat dit maklik gaan wees nie. Wanneer God jou vrymaak van sekere dinge in jou lewe, sal die vyand alles in sy vermoë doen om jou te laat teruggaan na jou ou lewe toe. Na jou ou manier van dinge doen toe. En skielik, lyk daardie persoon wat jou so seer gemaak het, nie meer so sleg nie. Of jy dink by jouself, daardie dwelm of daardie drankie sal my nou regtig help. Of daardie vriende is dalk 'n slegte invloed. Maar weet jy wat? Dit is nog steeds beter as om alleen te wees. Die vyand kan dit soms so aanloklik maak om terug te keer na jou ou manier van dinge doen. Maar net soos die Israeliete, het God iets beter vir jou in gedagte. Jy gaan egter deur moeilike tye gaan om daar te kom. God het nooit beloof dat dit maklik sal wees nie, maar hy sal jou daar kry. Want wanneer hy jou uit iets ongesonds in jou lewe roep, het hy altyd herstel en verlossing in gedagte. Hy is die God wat ons red van dinge waarvan ons onsself nie kan red nie. Here, help my om nooit iets te doen wat u heerlikheid in my lewe kan ontbreek nie. Bewaar my asseblief, sodat ek nie sal terugval in my ou manier van dinge doen nie. In Jesus naam bid ek dit. Amen.